Welkom by die Bierman Show, waar ons 'n bietjie lekker gesels oor Amerika en die HTA-program en sy dinge. Dis net hy. Ons net hy. Ek het nou gesien nogal, dis baie cool op TikTok, daai een video van ons wat ons al gemaak het laas nogal goed gedoen. So, ek is bly hier man, ek is bly. So ek het baie vrae, of een van die vrae wat ek baie kry is oor ouderdom. Jy weet, so ouens sal my nou vra, wel ek is 50 of ek is nou amper 60, sal ek nog werk kry in Amerika? Ek weet daar's agente wat 'n cut-off het. So party agente sal glad nie eers na jou kyk as jy ouer as 40 is nie. Yes. Of 45 of so. Wat dink jy? Wat is jou siening oor ouderdom? My eerlike opinie weer man oor ouderdom, jy weet, as jy met 'n agent kan praat en met hulle in kontak kom en gaan kuier vir hulle dat hulle kan sien jy's nog in goeie welwese, jy kan nog werk doen, jy kan nog trok kry, jy kan daai dinge doen. Laat hulle jou ontmoet in persoon, dat hulle kan sien jy kan nog die pyp rook, jy weet. En gesels met hulle en kyk of hulle nie vir jou plan kan maak nie om kom, want ek weet hier in Amerika werk van hierdie manne tot hulle 85 is. Ja. Van hulle werk tot hulle graf toe gaan. Ja. Dit Dis nogal iets wat ek gesien het van Amerikaanse boere, as hulle werk tot hulle omval. is hy. Maar ek dink baie Suid-Afrikaanse 'n boer is maar so. Hy werk lyk my tot hy nou Tot hy graf toe hy gaan. gaan na dood in die veld of in die trekker. Ja, moet tot hy platform 13 gaan kuier. Dit is weer maar in Amerika alwaar vir hulle gaan, is kan jy die werk doen as jy bereid om die werk te doen. As jy die werk kan doen en jy's bereid om dit te doen, ongeag jou ouderdom, gaan hulle jou vat. Ja. Daar's Andy, jy het hom gisterand gehoor. Ek wil nie eens op hy elke keer ek wil nie daai trappe opklim nie. En ek wil hulle ook nie afklim. Ja. Maar ek doen dit, ek vat dit, hy's ook al bejaard en hy doen nog steeds die werk so. Hy doen dit nog steeds. Ek dink dit is belangrik wat jy gesê het van die van senior agent. Ja, Want ek dink dis 'n ander vraag ook is oor die agente wat ons nou by gaan uitkom, maar ek dink dit is belangrik as 'n agent wat jou moet plaas, jou sien. Is dit 'n ander storie, né? yes, ek sal sê daai is baie belangrik die man, jy weet, want vanaand nou hulle kyk nou jou paspoort en jou ID-boek. Dan sien hulle ook nee, maar Deel is nog jonk, jy weet. Hy het nog môre in die pyp. Nou kyk hoe kan ek dit sê? Ek wil niemand daarna kom nie. Maar stuur die ouer mense oor wat nog kan die werk doen, jy weet, wat nog die pyp kan rook, wat die kennis het wat die werk kan doen, wat nog goed lyke gesondheid wat die werk kan doen, stuur hulle. Ja. Jy weet, en stuur die jong klomp, want as dit nie vir julle ouer mense is nie, gaan die jong klomp nie leer nie. Ja. En ek dink ook 'n boer, ek dink dit hang af van elke boer wie hy wil aanstel Aanstel, o ja. of wat is sy behoefte, maar ek bedoel 'n jong ouetjie kan miskien dalk 'n hele paar ure meer werk 'n dag, maar ek bedoel 'n ouer ou werk bietjie slimmer. Hy het ons nou al geleer om hom nou nie dood neer te werk dat hy daar dood neerslaan omdat hy nou dom is om harde labor te doen die hele tyd nie, maar ek bedoel dit vereis baie keer. Ek dink dis die probleem ook baie keer in Amerika is jy dink jy gaan die hele tyd in 'n trekker sit, Yes. maar dit is nie so nie. Jy moet baie keer die hele dag in die son werk, jy moet baie dag dalk 'n hele silo uit met 'n graaf uitskep en ek bedoel dis hard op 'n lyf. Dit is buurman, dit is, jy weet, en dis waar baie mense hulle fout maak. Hulle dink, "Joh, Amerika. Ek gaan daar kom, ek gaan die hele dag John Deere of Case of Farmhand ry." Is nie die geval nie. Jy gaan vandag John Deere ry, môre sê die boer vir jou, "Bring daai professional driver's license vir jou, daai PDP. Ek het vir jou lekker werk. Jy gaan besem ry daar in die grainbin en graaf swaai. Jy moet my wys hoe word dit gedoen." PDP vir die Ja, PDP vir die besem man en graaf. Ja. Dis nie altyd maanskyn en rose nie. Jy het jou goeie dae, jy het jou slegte dae. Dis wat jy daarvan maak en wat jou mindset is. Dit is net so. Ek dink baie ouens vra my oor die ouderdom want obviously hulle is dalk bietjie ouer as 40 of 50 en ek dink jy kan nog steeds 'n kans kry en dis presies wat jy sê. Gaan sien die agent. So as 'n agent is in jou area of maak hy CV video, want ek sê vir baie ouens, hulle kan jou CV sien, jou cover letter en al daai goeters, maar maak 'n video vir jouself. Om te sê hoor hier dis wie ek is, dis wat ek kan doen. Yes. Dis my experience. Dis waarna ek soek. Dan kan 'n ou ook daarom sien. Sien, Kyk, hier is die ou. Dis hoe hy lyk. Ja. Okay, so baie ouens vra oor wat se agent gebruik jy of wat se agente jy gebruik. Maar dis deesdae 'n moeilike ding in Suid-Afrika want daar's so baie. Buurman, dis die ding, daar's baie agente daar buite, jy weet, en dit is nou maar van mens tot mens en ek gaan dit nou maar sê en klaar kry, jy weet. Jy sal nou hier by 'n agent werk, hou jy nou nie van die agentskap se styl nie, jy weet, jy sukkel. Dit is jy raak mismoedig die hele storie. Okay. Nou wat ek sê is in plaas daarvan om te loop stront praat van die agent, wees dankbaar vir die agent want hulle het jou hierdie kant gekry. Wat klaar vir hulle dit jy weet hoe sal ek sê? Ja. Effer, dis werk wat hulle insit om jou hierdie kant te kry. So begin met 'n agent,
gaan aan met die agent. As jy dan nou maar nie daarvan hou nie, dan sit jy nou maar net jou request to transfer from agent in en jy skryf voor na volgende agent toe, tot jy 'n agent kry wat nou vir jou goed werk, jy weet. En die agent wat jy kry wat vir jou goed werk, Wel, sê vir hulle dankie, jy weet. Moenie dwarstrek nie, sê vir hulle, "Jessie, dankie Ja. man, dankie dat julle my gehelp het om hier te kom. Dankie vir die effort en die moeite wat julle ingesit het." ja, wees dankbaar teenoor hulle. Maar ek dink ook mense moet ook baie keer, veral as jy begin werk soek, moet jy redelik soveel agente kontak as wat jy kan, want ergens jy gaan 'n paar kontak wat vir jou gaan sê sorry, ons kan jou nie help nie. So jy moet maar ergens soek tot iemand jou bereid is om jou te help. Te help, yes. Weet man, die ding is baie manne dink, "Joh, ek gaan die agent bel en ek gaan daar aankom." Dan kom dit nou by daai online resume wat jy moet invul. Dan stuur jy dit vir die agent, dan sien hulle maar, "Joh, hierdie ou het nie die nodige ondervinding nie, jy weet." En ek gaan vir jou sê, in my geval was dit, ek het ook glad nie ondervinding gehad nie. Glad nie, niks. Toe jy oor of die Die eerste keer eerste keer toe ek oorkom, ek het glad nie ondervinding gehad nie. Gelukkig die ou vir wie ek gaan werk het gesê, "Right, ek sal jou leer hoe om dit te doen. Ek sal dit my way doen. ja, Ek sal jou leer om dit my way te doen, jy weet." En ek weet daar's boere daar buite wat dit doen. Hulle vat 'n ou wat niks weet nie en dan sê vir jou, "Ek leer jou nou om dit te doen my way." Dan weet ek dit is my way, ons gaan nie beklei nie. So ek was een van daai gelukkige manne. Ek het ingekom by 'n ou wat, "Ek leer jou my way." Dit was nie maklik geweest nie. Hy het my sleg behandel, maar op die ou end van die dag het ek my mond gehou en ek het die ondervinding opgetel. jy het jou voet in die deur gekry. Yes, en net deur stil te bly vir die eerste jaar, 2 jaar, 3 jaar, het ek die ondervinding opgebou. En hier sit ek vandag weer, man. Ja. Wel, ek dink met my is dit ook so gewees, jy weet, ek het ek baie lewensondervinding en jy weet, in daai tipe opsig, ek bedoel mense word groot op 'n plaas, ek het ook 'n plaas, maar dis nie te sê jy kan alles doen wat vereis word van jou nie. Yes. So ek dink dit het ek ook baie gesien gebeur en baie ouens wonder oor dit is jy dalk al die ondervinding, jou CV lyk baie mooi. Jy dink jy gaan dadelik 'n aanstelling kry en dan hoor jy van 'n ouetjie wat nou 19 is of 21 en hy het werk gekry in Amerika. Daar's 'n manier dat daai ouetjie so baie ondervinding het soos jy nie, maar hy het die job gekry. En ek dink dit gaan oor seker maar luck, soos jy sê mense is gelukkig. En dit gaan oor die agentskap wat hom gebruik het of die boer se behoefte was dalk 'n jong ouetjie. Wat jy kan nou soos wat jy gesê het is boere soek baie keer ouens wat nie te slim is. Want as jy nou ouer is jy ook geset in jou ways. Dis hy daai. So hulle soek nou maar 'n jong ouetjie dalk om met die hand groot te maak. Maar weet jy wat het ek nou agtergekom die laaste ruk het 'n paar agente in Amerika, want dit was nou nog altyd vir my belangrik is om agente in Amerika mee kontak te maak om te hoor hoe die proses presies werk. Werk, yes. Want daar's duisende mense wat werk soek, maar nou nie almal kry werk natuurlik nie. Maar as jy in Amerika kom dan sien jy maar hier is eintlik werk vir almal. Almal, dit is buurman, jy weet. En 'n ding wat ek ook kan sê is vir die mense daar buite. Jy hoef nie noodwendig te mik vir Amerika nie. Jy kan met jou agente praat, jy kan Engeland toe gaan, Australië toe. Dis nou as die agent dit toelaat, jy weet. Ierland, ja, jy vra hulle. Dit is my kennis, dit is my ondervinding. In watter land gaan julle my die beterste kan plaas, jy weet. Ja. Dis nie nodig om altyd te mik vir Amerika nie. Maar almal kyk vas in Amerika. Buurman, die ding is, hoekom almal vaskyk in Amerika, jy weet, en ek wil nou nie lelik wees nie. Die manne dink dollars is alles. Okay. Dollar is goed. Maar jy sê byvoorbeeld jy kan nou in Ierland gaan werk. Ek sê seker, ek dink hulle werk daar in euros. Dis euros, ja. Dan nou sê waar ek en jy nou $1,500 'n maand of 'n week elke tweede week kry, kom daai ou nou in Ierland wat gemik het hier vir Amerika. Nou kom hy in Ierland en word hy daar geplaas. En dan kry hy €1,500. Dit is alles goeie geld. Ons yes, dit is alles dinge wat 'n ou moet oorweeg en mooi daaroor dink, jy weet. Soos ek sê, dis nie altyd nodig om Amerika toe te kom. Ja, so as jy nie reg kom nie. Ek bedoel jy sukkel nou 'n paar jaar, want ek weet daar's ouens wat regtig 'n paar jaar sukkel om in te kom. Kyk bietjie wyeer as Amerika, Australië, Ierland, Engeland, Europa. Ek weet baie ouens gaan Nederland toe. Hulle soek baie ouens in Nederland. Maar ek dink soos baie keer het jy nie al die kennis dalk nie of jy het nie die papier nie. Kyk so op soos ek weet soos Australië of Nederland of daai ouens of ander lande wat ouens soek om te kom werk, sal baie keer nou papier soek. Maar Ierland het ek gesien soek baie warehouse werkers en packers en trokdrywers en plaaswerker, gewone plaaswerker. So ek dink mense moet dalk maar jou visstokkie, jy moet meer as een visstok in die rivier gooi. Dit is buurman. Kyk wat byt. Dis net jy daar sê, dit help jy sit met een visstok en jy mik vir 'n spesifieke spesies nie. Hoe meer lyne jy kan ingooi met verskillende aas, Hoe beter is jou kans. Ja, hoe beter is jou kans, jy weet. Almal mik vir Amerika, maar soos ek sê,
Daar's baie lande daar buite wat ook Suid-Afrikaners aanstel op H2A programme. Mense hoef nie so seer net vir Amerika te mik nie. Ek dink dit is die kyk bietjie na ander avenues en ander Yes. plekke. Want wat ons gelukkig maak is nou hierdie kant. Ons het 'n voet in die deur gekry, ons het dit maak werk vir onsself. Ons het gewerk om dit te maak werk vir onsself. Yep. Jy man, jy weet, jy het die nodige skills opgetel, jy weet om trok te ry, jy weet om grynbind te bou, jy weet om besem te ry, graaf te ry, trekker te ry, te hark, te flou, om grond te skuif, om 'n reisland gelyk te maak, jy weet. So dit is alles ondervinding. Ja. En vanaf hier in Amerika as hulle sien, ja, maar kyk hierdie oud goeie ondervinding, Ja. dan weet jy jou kop is in. Want ek dink dit is belangrik as 'n agent jou plaas dat jy die agent weet ek kan hierdie ou plaas en hy gaan sy kontrak klaarmaak. Klaarmaak, yes. Want dis 'n goeie naam vir die agent en die boer like dit as hulle iemand kry wat sy kontrak klaarmaak. Ek weet dit is moeilik. Ek weet party boere is moeilik en Moeilik. party ouens skuif rond, dis fyn. Maar as jy 'n reputasie kan opbou van okay, ek is 'n ou van my woord, ek maak my kontrak klaar, al is dit nou hoe moeilik, wat. Ek dink dis belangrik. Ek het agtergekom, ek wil dit maar net noem. Ek weet nie of jy weet nie, maar in Amerika is omtrent hier's baie agente en baie van die H2A visas gaan aan Meksikaners. Ek dink daar kom amper 400,000 Meksikaners oor. Dis baie. En die rede vir dit is hulle is net naby. Ja, hy's net hier Hy om kan die op 'n draai bus van loop. af. Hy kan op 'n Hy bus kom op loop. die bus, hy kom hier deur die Ja. Rio Grande en hy sien in Texas. En is goedkoper. Yes. Om ons te rekruut of om Suid-Afrikaners te rekruut, hou hulle ook van natuurlik dit al nadele is ons is baie ver. So dit kos Dan dit kos hulle. 'n boer ongelooflik baie geld om Yes. Suid-Afrikaners te plaas. En ons kan nou 'n bietjie Engels praat en ons het nou redelike boer agtergrond. Agtergrond. Maar ek het nooit geweet nie, hierso in Amerika is omtrent sê nou maar 5 groot agente wat die 99% van Suid-Afrikaners plaas. En ek dink dis waar die groot probleem aankom. Ek het 'n video al gemaak van dit, maar jy hierdie handjievol agente hier wat al die boere het. So hoe dit werk in kort, ek bedoel 'n agent gaan sign 'n boer op. Yes. Hy kry die boer op die H2A program. Nou het hy 'n kliënt. Nou sê die kliënt die boer vir hom ek kort 5 Suid-Afrikaners. Nou die agent het nou 'n agent in Suid-Afrika, maar nie net een nie. Hy het 'n hele paar. Hy het nou klomp ouens so, jy het nou klomp verskillende agente. Ek dink in Suid-Afrika nou is daar amper oor die 60. Agentskappe. Dis crazy. Hierman, jy skrik ek nou. Maar Ek weet net van 3, nou vertel jy my daar 60. Ja, nee, maar verstaan, ek het dit begin die laaste 4 jaar het ek begin trek hou Yes. van die agentskappe. Ek het lyste van hulle. Ek in my lys is 'n jaar outdated. Daar het nou 'n hele klomp nog bygekom, maar ek dink dis waar die probleem inkom. Jy het al hierdie agente in Suid-Afrika klomp en in Amerika net 'n bietjie. Bietjie, yes. En alles moet nou deur 'n bottleneck loop om nou hier uit te kom. So ek dink dit is maar ouens, jy weet ek weet nie of jy gesien het daai video's wat ek maak nie O ja, nee, ek kyk vir jou weer. van die kaartjie. Ja, ek bekyk jou. Moet daaroor waar. Want daar's tegnologie nou. Ek bedoel, daar's AI en Google het 'n AI wat jy kan hom verniet download, dis Gemini. Ek gebruik Gemini om searches te doen. So ek vat die kaart van Amerika, dan gaan search ek in daai staat wat se H2A, H2B agente Yes. is daar wat Suid-Afrikaners rekruut of foreigners rekruut. Ek het my doodgeskrik om te sien wat se ander agente is Daar daar. is daar, hoe baie daar is. Dis crazy. So ek noem dit maar net ouens as 'n tip, check dit uit. Ek weet, moenie as jy by 'n agentskap, dis eintlik wat ek wou sê, as jy by 'n agentskap gaan aanklop, help my asseblief. En dan jy gaan klop by 'n paar agente aan en vra om vir hulp. En jy kom nie reg nie, Moenie moed opgee. opgee nie. En soos jy ook nou nog gesê het, Hou net aan, hou net aan. ja, hou aan. Druk hom deur, hou aan klop. Eerds gaan 'n deur oop gaan, soos jy ook gesê het, miskien nie in Amerika nie, maar dalk in 'n ander Ander land. land. Ja. Het jy agtergekom as iets anders hierdie jaar met die H2A? Buurman, Of het jy met ouens al gepraat wat ja, ek het agtergekom daar's iets anders omtrent die H2A, jy daar's weet. nuwe reëls. Nuwe reëls, yes, jy weet. Ja. Ek gaan dit nou maar sê. My eerste 6 jaar het hier ek nie tax betaal. Ja. Nou ewe skielik nou moet ek tax betaal, jy weet. So ek doen dit nou maar met 'n smile. Ja. Ek van jou eerlik, ek doen dit nou maar met 'n glimlag. Al hou ek nie van die idee nie, ek doen dit Ja. want ek is bang die IRS manne kom en hulle Klop. Mr. Simpson, we've been waiting 6 years for you. Oh, En waar gaan ek 6 jaar se geld terugkry om die IRS te gee? ja, jy gaan maar moet afbetaal. Afbetaal. Die man hulle sal Hulle gaan nie jou subpoena. hulle sal my nie eers toelaat om terug te kom Amerika toe nie, jy weet. Ja. So ek doen dit nou maar die regte wy, jy Ja. weet. Dis altyd die beste, doen dit die regte wy. Doen dit die regte wy en kry klaar van die begin af, sodat jy weet op die ou end van die dag
word jy nou nie in die voet geskiet nie. Jy skiet jouself nie in die voet nie, want dan gaan jy so loop en Ja. jy gaan sukkel die hele storie. Ek dink tax is 'n vloekwoord vir baie ouens. Dis 'n jy weet as jy begin oor tax praat, almal het 'n opinie wat reg is, maar ek het nou vir myself gesien. Ek het hierdie jaar my tax gedoen sommer deur TurboTax. Yes. Dis 'n appie op my foon. Al my goedjies ingesit op my W2 vorm en die goeders ingestuur. Daar het ek oor die $3,000 teruggekry in taxes. Wat ek meen, as jy net in Amerika kom en jy begin jou taxes file in Maart en dan hulle ek dink daar was 'n cut-off 15 April. Dis 'n lekker bedragie geld Om terug te kry, wat jou bietjie weer boost. So ek sal sê tax is 'n ding wat jy moet kyk, hulle soek hulle pond vleis. O ja. Kyk Amerika, jy verdien dollars, jy soek jou pond vleis. O ja. Ek weet daar's baie ouens wat my bel en sê, "Jacques, jy weet ek is al 20 jaar in Amerika, ek betaal nie tax nie of ek sal 15 jaar of 10 jaar ek het nog nooit tax betaal nie. Jy hoef nie tax." Ouens, weet julle wat, meer en meer boere Doen dit net. ja, word geforseer nou om 'n payroll stelsel te gebruik wat die tax aftrek. So anyway, ek wil nie oor tax praat nie. Ek dink daar's baie meer experts of beter as ons oor dit, Ja, maar tax maak my sommer hartseer. ja, ek dink dis 'n moeilike ding, maar ons sal nog ek dink ek sal nog jy weet 'n bietjie meer in detail video maak of dalk met 'n ekspert praat oor die tax, maar soos ek sê, ek het dit gedoen. Dit was ongelooflik maklik, Weerman. Ek het alles op my foon gedoen. Ek het my vormpies opgelaai, alles. Ek het dit wat my seker 40 minute gevat. En ek bedoel ons kan baie keer kan ons vir baie langer op ons fone wees, video's kyk en goeie doen so. Maar dit was nogal vir my 'n interessante experience. Yes. Ek het nooit verwag soveel geld terug te kry nie, maar dit was nogal lekker. Met die tax storie weer man. Ek sal eerder nie my vorms invul nie, want dan kom soek die IRS my vir daai 6 jaar wat ek agterstallig is. Ja. So ek sal nog maar net betaal en stil bly, jy weet, en hoop hulle vergewe my. Ja, hulle kan dalk sien oor die ouetjie maar die ou het nou begin met. Ja, ek het nou 'n bietjie begin. Ja, hy's nou deel van die ekonomie. Yes, ek's nou deel van die ekonomie papa. Ek weet jy wat vra baie ouens my nou, veral met die refugee program. Wat sal ek doen? Ek is op H2A, ek kom Amerika toe. Dis nie garandeer dat ek elke jaar terugkom nie. Dit ja. Maar mens is 'n bietjie gegarandeer want jy weet die ou wat hier voor werk sê asseblief kom terug, maar jy weet nooit wat daar gaan gebeur nie. Yes. Baie ouens vra my, sal ek bly op die H2A program of sal ek die refugee ding doen? En nou het ek al met baie ouens gepraat ook, hulle het die refugee ding gedoen. Hulle wag al 'n paar maande of 'n paar weke, hulle hoor niks terug nie. So dit is 'n moeilike enetjie daai. Wat dink jy? Wat Buurman, ja, kyk, refugee is nou maar ek gaan sê dit, ek gaan altyd eerlik wees. Die way hoe ek al daarin gesit en dink het. sal jy dit doen? Refugee. Ek sal dit doen. Vir die simpel rede, sodra die bottleneck nou bietjie breër begin oopmaak en dan kan meer applikasies deurkom. Is ek een van die ouens wat dit sal doen, jy weet. Vir die simpel rede. Is hoe sal ek sê? Nou moet ek mooi dink. Hoe sal ek dit sê? Dis dieselfde poeding, is net anders sous, jy weet. Ja. In Suid-Afrika betaal jy ook tax. Jy betaal ook deur jou hore vir kosse vir water en elektrisiteit en behuising, die hele storie. So nou soos ek sal dit doen met 'n glimlag. Ek het nie skuld nie. Dit wat ek het, verkoop ek alles. Ek kom hierdie kant toe. En ek kom bly hier permanent. Dis dieselfde kaak as net 'n ander land buurman. Ja. Jy weet, hier gaan jy ook tax betaal, hier gaan jy ook betaal vir behuising, hier gaan jy ook 'n voertuig Ja. betaal. Ja. Hier gaan jy ook betaal om aan die lewe te bly. Dis dieselfde poeding is net anders sous. Ja. Selfe pap, different gravy. Hy het ook net meer sous. Ja, hy dalk net meer sous, sous, jy weet. ja. En die lekker ding is van Amerika, hier's wette. Hier's orde 'n bietjie. Ja, hier's orde, hier's wette, jy weet. Ja, jy kan met jou voordeur oopslap, ou gaan nie net hier inloop nie, want jy weet jy gaan 'n probleem hê. Ja. Hier's nie soveel diefstal nie, hier's nie soveel moord nie. Kyk, hier is, maar dit is nie soos daai land van ons nie, man. Dit is maar opsies, dis alles wat 'n ou moet oorweeg, jy weet. Ja. Kyk, ek gaan nie sê dis maklik, jy kom nou oor as 'n refugee en jy gaan hier oorkom en dis maanskyn en rose nie. Jy moet werk vir wat jy wil hê in die lewe, man. Hulle help jou net vir 'n jaar. Die government support jou net vir 'n jaar as jy oorkom. En dan moet jy self op jou voete kom. So, ek dink ek sal dit ook doen. Ek sal Amerika toe kom met 'n smaak. Ek sal enigstyd hier kom bly. Presies al daai goed wat jy gesê het, jy weet, mense Ja. is veilig hier, jy kan 'n lewe maak. Maar gaan jy jou kind buite laat speel? Waar daar nie 6 voet mure om jou is, 8 voet mure om jou is nie. Ja. En as jy nog steeds bang. Hier doen hulle dit en hulle kinders kom huis toe nie aan. Ja. Waar gaan jy dit doen in Suid-Afrika, buurman? Ja. Jy gaan jou kind nie eers vir 'n half minuut buite los, jy gaan uitkom as jou kind weg. Jy gaan jou kind met 'n tou vasmaak. Met 'n strap. Jy weet? En dis die lekker ding, hier's nog wette, hier's orde. Ja. Mense gedra hulle self nog, jy weet. As dit nie myne is nie, los uit. Ja. En hier's werk. Hier's Hier's werk, hier's baie werk. ongelooflik baie werk.
Ek dink as jy bereid is om te werk en as jy bereid is om hard te werk in Te Amerika, leer, hard te werk en te druk vir jou toekoms. ons het deure oop. Dan is jy gewek. Ja. Hoorie ouens, dankie vir die kyk. Ons het nou 'n kort videoetjie gemaak, maar ek hoop ons beantwoord julle vrae. As iemand wat die video's kyk, vra het, gooi dit in die comments. Dalk is jy 'n refugee in Amerika en jy het op ons video afgekom en ons kan 'n video saam met jou doen, sal dit baie nice wees. Ek Dit dink sal dit sal gaaf cool wees. wees. Dit sal baie gaaf wees. Ek het baie vrae oor refugee. Want ek wil weet, moet jy nou alles los daar, mag jy niks op jou naam hê nie, moet jy weet as jy oorkom vir 'n refugee, hoe lank jare moet jy hier bly? Want ek het gehoor in daai eerste jaar kry jy al jou groen kaart. Maar verstaan, so ek bedoel, as jy kan oorkom as 'n refugee, dis wat ek gehoor het, ek weet nie of waar dit is nie, maar jy kry binne daai eerste jaar vereis hulle dat jy jou groen kaart doen Doen jy. en dan moet jy nog 3 jaar hier werk en bly. Dan kan jy na jou land toe teruggaan. So maar ek weet nie, ek wil al daai tipe goeders bietjie nog meer uitvind. Yes. Maar Dinge waarna 'n ou moet inkyk, jy weet. Ja. Ek sal ook like om met die manne te gesels wat dit nou al gedoen het, jy weet. maar mens het die regte Laat jy net die regte inligting kry. ja. Jy weet die regte inligting in jou huiswerk doen. Ja. Ek sê mos altyd, jy moet die regte inligting kry in jou huiswerk doen voordat jy 'n groot skuif in jou lewe maak. Want dit is 'n groot besluit. Dit- Dis Hierman massive. is 'n moerse besluit. Dis nie van ag ek gaan sommer net so doen. Ja. Dis 'n vreeslike groot besluit wat mense moet maak, jy weet. Ja, dis huge. Ek meen, ja, dis nie ons gaan gou op vakansie nie. Yes. Dit is daai is 'n lewensbesluit, maar ek dink tog dit is 'n opsie vir baie ouens. Yes, ek vat dit soos wat ek nou met my broer gepraat het vanoggend, ekskuus. Jy vra my, hoeveel spandeer jy nou 'n maand op groceries? Ek sê om $400. Hy sê vir my, "Jessie, my broer, $400. Ek het vandag R5000 neergesit vir groceries vir die maand." Ek's baie lief vir my boetie. Hy hoor my nou, ek's baie lief vir hom. Maar nou sê ek vir hom, is maar net die eenheid wat verskil. En hy het vir my gesê, ja, as jy pay kry, sal meer nulle, en as jy moet gaan groceries koop om jouself te onder, is dit minder nulle wat jy neersit vir jou groceries. Ja. Wat sin maak, jy weet, Ja. want daai $400 is wat R5.000-6.000 terug in Suid-Afrika. Ja. En soos hy vir my gesê het, daar kry jy meer nulle op jou pay en jy gee meer nulle uit om te lewe. Ja. En wat nice is in Amerika met 'n klein salaris. Ek bedoel, kom ons sê jy werk vir $4,000 of $5,000 'n maand. Jy kan lewe. Jy kan lewe met dit. Jy kan lewe, jy kan 'n kar hê, jy kan 'n huis hê. Maar kyk hoe sukkel ouens om ek meen jy kan nie werk vir 10,000 'n maand 20 meer nie. Jy moet ten minste 40 of 50 huis toe bring. In Suid-Afrika. As jy nou te ouers is met kinders, jy moet 'n huis onderhou, kinders onderhou. Dit Ja. is 'n moeilike storie Ja, hier, dit is man. moeilik. Ek kan dink hoekom ouens wil oorkom. Maar wel, een ding, ons is nou klaar. Een ding wat ek gehoor het oor die refugee program is as jy gaan aansoek doen, hulle het zones. So daai stelsel van hulle, as jy aansoek doen, ek is nou Jacques van Kimberley, ek wil refugee wat, dan tel daai stelsel jou op en hy sit jou in 'n sone Yes. op 'n program. So hulle het highlighted zones wat hulle ek sê nie voorkeur gee nie, maar wat hulle eerste na sal kyk. Okay. So ek noem dit maar net ouens, as jy aansoek gedoen het vir die refugee program, wees maar geduldig. Ek weet daar's ouens wat baie keer hulle doen nou aansoek en dan oor 'n maand doen hulle weer en oor 'n maand. Moenie dit doen nie want dit gooi daai stelsel, dit maak die stelsel deurmekaar. So wees maar net geduldig. Bly op jou knieë ouens, ek dink nog steeds is belangrik. Ek sê vandag ook weer vir ou, weet jy wat, ek kan vir jou raad gee of ek kan vir jou sê wat ek sou doen, maar op die einde van die dag ons Hemelse Vader weet, ons Skepper weet wat se beste pad vir jou. Pad vir jou, dit is net so buurman. Dis net jy daar sê jy weet. Hoe sal ek sê, die Here se wil is nie ons wil nie. Ja. Op die einde van die dag, want toe die Skepper jou wil stuur, gaan hy vir jou stuur. Ja. En dit is of jy luister of jy luister nie, een van die twee, jy Exactly. weet. So is Ken hom in jou weer. Sê vir hom, Here, hier's my plan. Help my. En hy sal vir die deure oopmaak. dit is buurman, dit is kyk, ek gaan vir jou sê, soos ek wat aan Suid-Afrika gewerk het, gesoek gesaffer het, jy weet, ek kon nie eers petrol in my eie kar gooi nie. Toe was ek nog 'n ryk man gewees. Kon ek nie eers petrol in my eie kar gooi nie. Dan leen nou maar hier geldjie daar en jy maak 'n lening hier en so gaan jy nou maar aan om te survive en toe ek van die Amerika storie hoor, het ek begin bid daaroor, jy weet. Bid, vra, praat. Die Hemelse Vader luister altyd. Hy hoor altyd. Dit is. Ja. Weerman, dankie. Ek sê vir jou dankie, buurman. Waardeer dit. Afsy. Dankie ouens, gesels weer. Dankie man.